Ons gaan net so staan die ware self voor ek u groet. Wil ek baie vinnig eers die woord van die Here aan u voorhou. Amen. Ek wil saam met u lees uit die woord van die Here uit Josua hoofstuk 14. Amen. Halleluja. Halleluja, dankie Here Jesus. Ek prys u, Here, ek aanbid u, my God en Creator. Halleluja. Dankie Here, dankie. Ek wil lees vanaf vers 12. Die opskrif van hierdie gedeelte is Caleb ontvang Hebron vir homself. Kom ek lees vanaf 11. Ek is vandag nog so sterk soos die dag toe Moses my uitgestuur het, soos my krag toe was. So is my krag nou nog om te veg en om uit te gaan en in te gaan. Gee my dan nou hierdie bergland waarvan die Here daardie dag gespreek het, want die self het die dag gehoor dat daar Elakiete is en groot versterkte stede. Miskien sal die Here met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe, soos die Here gespreek het. Toe het Josua hom geseën en aan Caleb die seun van Jefune Hebron as erfdeel gegee. Daarom het die Hebron die erfdeel geword van Caleb die seun van Jefune, die Kenesiet tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here, die God van Israel, te volg. En die naam van Hebron was tevore stad van Arba. Hy was die grootste man onder die Elakiete, en die land het gerus van oorlog. Vader, hier is die 7-maal gelouterde woord. Here, u woord is ja en u woord is amen. En elke woord, Here, wat uit die mond gaan, sal nooit na u leeg terugkeer nie. Ek is ook daarvan bewus, Here, dat u boodskap binne in hierdie geleesde woord is. Help my gees vanaand, Here, om die boodskap te ontvang, om dit aan hierdie volk oor te lewer. Ek roep 'n magtige engel om hierdie terrein te beskerm, in die naam van Jesus. Kom nou, liewe Here, en bevestig u eie woord deur die kragtige beweging van die soete Heilige Gees. Ek bid dit, Vader, in Jesus naam. Ons kan 'n oomblik sit, die ware prys Here. Ek wil my begroeting doen vanaand. Ons is amper daar. Halleluja. My begroeting doen aan die kerkraad van die Here, aan die vroue, almal teenswoordig, die pragtige gehoor. Ek groet u almal vanaand wat opgekom het, prys Here, in die beminde naam van ons Here Jesus Christus. Amen. As jy gereed vir die woord? Halleluja. Nou, dit was 'n ander jaar gewees hierdie, prys die Here. Baie dinge het in jou lewe gebeur. Daar was moeilike tye in jou lewe, prys die Here. Amen. Maar die Here het jou deurgedra. Tot hier toe, prys die Here. En die Here ons, almal wat vanaand hier sit, geheel. Halleluja.
ons vanaand prys die Here se naam. Net voor die laaste uur aanbreek. Dat ons oorvaar uit 25 na 26 toe. Glory for Jesus. Almal daar buitekant prys die Here, U is gegroet. In die naam van die Here ons vra om verskoning. Dat U nou met buitekant wees, prys die Here, maar ons glo uit die diepste van ons harte uit, prys die Here, dat U hier is vanaand om 'n seën weg te dra uit die hand van die Here uit. Amen. En daarom wil ek U vanaand sê, prys die Here, baie, baie dankie dat U hier is. Kan U die Here net so aanwy gee, prys die Here. Amen. Geliefde broeder en suster, die Here praat met Moses. En sê vir Moses, ek wil hê jy moet manne afstuur na Hebron, want ek wil hierdie land wil ek aan julle gee. En Moses kies daai dag, prys die Here, 10 dapper manne uit, prys die Here, en hy stuur hulle na Hebron, waarvan Joshua en Caleb die 12de persone was. Vir 5 jaar swerf hulle rond in Hebron en hulle verken die land. En die land wat hulle in besit moet neem, die land loop oor van melk en honing. Die vrugte in hierdie land is van die beste. Die diere in hierdie land is die mooiste diere wat jy kan kry. Maar die probleem wat hierdie manne ervaar binne in hierdie bergland was die Enakiete. Die Enakiete het hierdie land regeer. Die Enakiete is reusagtige mense, is baie gewelddadige mense, prys die Here. Hulle gee nie om wat hulle doen nie, hulle maak en breek soos wat hulle wil. Want hulle is die hoë gestelde manne, prys die Here. Die stad Hebron was tevore hernoem na Arba. Arba was die grootste man onder die Enakiete. Die Bybel beskryf hom met 12 tone en 12 vingers gehad, prys die Here. Hy was sterk en groot. En hier sien die verspieders wat Moses uitgestuur het. Hierdie geweldige mense. En lyk vir my hulle skrik sommer net daar op die toneel, terwyl hulle hierdie reusagtige mense aanskou. Na 5 jaar, soms swerwe daar, prys die Here, het hulle hierdie land deurgekruis van hoek tot kant. En hier keer hulle terug na 5 jaar na Moses toe. Die manne staan daar. Die hele Israel kom by mekaar, prys die Here, want hulle verwag 'n goeie tyding. Hulle verwag 'n boodskap, prys die Here, dat hulle moet gaan om hierdie land letterlik in besit te gaan neem. Maar die manne staan daar, Joshua en Caleb staan ook daar. En hierdie manne praat met die volk, prys die Here. Hulle sê die land lyk mooi. Die land is goed. Maar luister, ons wil vandag vir julle sê, daar is nie 'n manier wat ons hierdie reusagtige mense kan verslaan nie. Die Bybel sê, en die mismoedige volk, prys die Here, hulle se gesigte val. Hulle staan, prys die Here. Hulle het 'n goeie tyding verwag. Hulle het 'n blye boodskap verwag. Maar jy hoor hulle, prys die Here, ons sal dit nie maak nie. Jy het al gehoor deur die jaar, jy sal dit nie maak nie. Maar jy het dit gemaak. Die Here het jou gedra tot hier.
Maar weet jy wat gebeur? Terwyl hierdie ouens die volk se harte laat versmelt en mismoedig raak, toe staan Kaleb op en hy beweeg voor hierdie manne uit en hy sê vir Moses, daar is wel een akute wat daar woon, maar as die Here met ons is, halleluja, dan kan ons hierdie bergland in besit neem. En Moses draai om en hy kyk na Kaleb. Hy sê vir Kaleb, so waar as wat die Here lewe, elke tree, elke grond wat jou voet betree het, in die bergland, die trone, sal aan jou en jou nageslag as 'n ewige erfdeel gegee word. Dan is die Here die beste mens. 5 jaar het hulle hierdie land deurkruis. En Moses wag nog 40 jaar. Toe Moses vir Kaleb uitstuur, toe was Kaleb 40 jaar oud gewees. En moet die land van verken. Vir 5 jaar verken hulle die land, so dit beteken hy is nou 45. Amen. Hy wag nog 40 jaar. Halleluja. En ek vra vir my baie keer, Here, waarom het Kaleb so lank gewag? Jy wat op die Here wag, kry nuwe kragte. Jy moet nie haastig wees om dinge vooruit te beplan nie. Jy moet nie haastig wees by die Here om in God se rampwerk te wees nie. Jy moet op die Here vertrou. Jy moet die Here vertrou met jou hele hart en met jou hele siel. Nie net moet jy vertrou nie, maar jy moet wag op die Here. Wag op die Here. Wag op die Here. Moses het binne hierdie 40 jaar al gesterwe. Hy was nie meer daar nie, maar God besluit dat Josia in sy plek opgestaan het, prys die Here. En Kaleb kom na Josia toe en sê vir hom, jy onthou die woord van die Here, wat die Here deur Moses gepraat het, prys die Here, toe Israel nog in die woestyn was. Jy onthou hoe Moses beloof het, prys die Here, dat elke grond wat my voete betree het, sal aan my en my nageslag gegee word. Hy sê 45 jaar gelede sedert die Here die Moses gespreek het. Hy sê ek voel vandag Josia nog so sterk soos die dag toe die Here my gestuur het. 45 jaar gelede en 'n man van die Here staan in die presse van die Here. Hy het nie afgetree nie, hy het nie mismoedig geraak nie, hy het net gewag op die Here sy God. Hy het net op die Here gewag. Hy sê toe nog so sterk soos die dag toe die Here met Moses gespreek het en ons gestuur het om die bergland Hebron te verken. Hy sê gee dan nou aan my hierdie bergland. Jy sien, hy kan nie hierdie bergland in besit neem as dit nog nie aan hom gegee is nie. Jy kan nie ontvang wat jy wil hê as die Here dit nog nie aan jou toevertrou het nie. Jy moet dit eers ontvang en dan kan jy werk met dit wat die Here jou gegee het. En die Bybel sê, en Josia het nader gekom, sy hande op Kaleb gelê en hom geseën
Ek kan hom gesê, ek gee aan jou vandag die berg. Yes. Caleb gaan terug en hy gaan maak al die manne wat kan veg by mekaar. Hy het hom baie goed voorberei. Vir 40 jaar het hy hom goed voorberei. Hy het elke plan in plek gesit. Hy het geweet vir die Here se naam, hy sal moet veg as hy die land in besit wil neem. Hy neem sy manskappe en hulle vertrek na Hebron. Die reëse 45 jaar gelede wat hulle bang gemaak het, word deur die hand van die Here verslaan. Ek gee die om die jou bang gemaak het. Ek gee die om die maak jou mismoedig. Wie het jou mismoedig gemaak in hierdie jaar nie? Maar die Here sê, jy sal weer en Caleb vat hierdie manskappe en hy gaan verslaan die laaste reus. Halleluja! Kan jy sien vanavond, broeder en suster, jy kan nie jou plek wat die Here aan jou gee in besit neem terwyl die vyand nog mag het oor die plekkie. Jy moet opstaan in die naam van die Here. Jy moet die vyand verslaan. Jy moet hom in die pad vat, sodat hy dit wat aan jou behoort kan terugneem. En hulle verslaan die vyand. En toe hulle klaar die vyand verslaan het, toe gaan hulle Israel en hulle neem Hebron. Halleluja. 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 Ek weet nie wat jy verloor in hierdie jaar nie. Ek weet nie wat jy verloor in hierdie jaar nie, prys die Here. Dit kan dalk iets is wat vir jou kosbaar is en jy weet nie hoe dit terug te kry nie. Jou bergland staan voor jou. Ek wil jou vanaand sê, 25 was dalk 'n moeilike jaar, maar maak jou manskappe bymekaar en gaan na jou land wat die Here aan jou gee, wat die Here aan jou toevertrou en neem hierdie bergland in besit van die joune, dit behoort aan jou. Neem dit in besit. Jy staat afgedrukke, jy voel vanaand uit mekaar geskeur, maar ek wil jou vanaand sê, jou tyd het aangebreek, die bergland is voor jou, die land wat oorloop van melk en honing. God het dit vir jou bestuk. Jy het 'n moeilike jaar gehad, maar jou next year is jou jaar van oorwinning. Halleluja. Kom na die Here, prys die Here. Volgende jaar as jou jare van oorwinning. Die stryd wat jy hierdie jaar deurgemaak het, glo vir my, jy gaan dit sien